gaan ek vanaand so klein bietjie met u praat oor 'n baie besonderse onderwerp. En ek het op 'n vorige geleentheid het ek so klein bietjie aan dit geraak en ek gaan vanaand weer daarby stil staan. Broederskap. Broederskap begin nie wanneer daar duisende mense bymekaar is nie. Broederskap begin selfs as ons een op een is. As ek en Pieter vanaand hier staan, of Dirk en Dion staan die kant, beteken dit ons moet ons broederskap met mekaar deel. Nou broederskap op sigself is nie iets wat uit die kerk gebore is nie. Dit kom van God en van God alleen. En daarom is dit so belangrik dat ons net so 'n oomblik by dit gaan stil staan, net so 'n oomblik gaan luister, maar ek wil tog vir u vra dat u moenie hierdie boodskap of hierdie kort gedagte of lering vanaand vat en wanneer u hier uitstap dink, ag, dit was maar net nog iets nie. Maak dit eie aan u. Ek sal vir u hierdie notas stuur, ek sal vir u gee by die liefde van my harte. Dis grootliks maar so 'n bietjie skrif en hier en daar 'n puntjie of twee. Maar ek gaan vra dat u saam met my sal lees. As u die Bybel by my het, so nie, luister saam met my in 1 Petrus 2. 1 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 15. 'n Baie besonderse gedeelte en hierdie is nie iets wat Jesus gesê het nie. Hierdie is iets wat Petrus deur sy jare se ervaring geniet het. En deur sy jare se ervaring met hom saamgedra het. En daarom kom hy met hierdie besonderse woorde en hy sê, want so is dit die wil van God dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. Kortom, om goed te doen maak ek 'n dwaase mens stil. Om goed te doen aan iemand anders om my, naby my familie, my vriende, maak ek iemand wat in dwaasheid funksioneer, met ander woorde, iemand wat nie verstaan nie, en iemand wat sy eie uitlatings, sy eie dinge sê, bring ek tot stilswye. Dan sê hy, as vry mense, nie asof julle die vryheid het as denkmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Hy bevestig net eintlik, die rede hoekom jy moet goed doen, is omdat jy 'n dienskneg van God is. Wie vanaand wat hier sit kan vir my sê, ek is nie 'n dienskneg van die Here nie. Baie mense deur die jare het gesê, die pastoor is die dienskneg van God. Hallo? Wie is diensknegte van die Here hier? Almal. Elke een van ons wat bloedgewas, wedergebore is 'n dienskneg van God. En daarom is dit baie belangrik dat ons dit sal sê. En dan kom hy in vers 17 en hy sê, julle moet almal eer. Almal. Die broederskap lief hê, God vrees en die koning eer. Hy sê hier die 4 punte in die konteks van een skrif. Hy sê julle moet almal eer. Of iemand hoër as jy leef in die lewe, en of iemand laer as jy leef in die lewe, jy moet hom eer. Ek gaan heel moontlik nie met alles saamstem in die lewe wat u mee saamstem nie. Daar kom plekke wat u nie met my gaan saamstem nie. Moontlik hou u nie van die tipe kar wat ek ry nie, en moontlik hou ek nie van die tipe kar wat u ry nie. Maar die geheim daaraan verbonde beteken dat ek mag u nie diskwalifiseer as u nie dink soos ek nie loof soos ek nie, en ook nie praat soos ek nie. Ek moet alle mense eer, van die hoogste gesag in die land tot by die ou kleinste kindjie wat nou gebore word. Van 'n blanke vel tot 'n swart vel. By God is daar geen onderskeid nie. Hy sê dit in baie duidelik hierso. Hy sê julle moet almal eer en die broederskap lief hê. En ek wil vanaand dit sommer kortom en baie duidelik stel. Mense het baie keer vir my gesê, veral wanneer dit by ras en kultuur kom, dis nie my broer nie. Ek wil vir u sê, ek het vaderlike figure onder swart mense. Manne na wie ek opkyk. Maar ek het ook vaderlike figure
onder die blankes. So eintlik wat hy eintlik hier vir ons sê is, daar is nie 'n onderskeid in die veldleer van 'n mens. Daar's nie onderskeid in die kultuur waarin iemand groot geword het nie. Want wanneer ek Christus aangeneem het, is daar geen menslike kultuur meer te sprake nie. Eddie bly in Welwel, Dion bly in Oostersee, André bly in Parow. By wie van die drie gaan jy kuier? Almal. Almal. Die enigste rede hoekom Dion dit sê is want dan kan sy vrou weer koek bak. Want hy wil alweer eet. Daar's nie 'n onderskeid nie. Hier staan 'n jong man vanaand voor ons hierson. En glo my dat ek het ook maar staaltjies gehoor. Hy was nie die soetste altyd gewees nie en hy's nou nog nie altyd die perfekste nie. Maar ek moet hom eer en dan sit my twee pragtige kleinkinders hierso en ek voel baie keer ek vreet hulle op en ander kere wens ek het hulle opgevreet en weet jy wat? Ek moet ook hulle eer. Daarbo sit Ruben. Ruben was nogal heel parmantig en my vandag vertel van ek moet vergewensgesind wees en ek moet nie bitterheid in my hart hou nie en toe voel ek man ek gaan Ruben 'n skit gee. Toe besluit ek sal hom eerder eer. Die belangrikheid is dat ons nie sal vergeet dat broederskap begin en broederliefde begin om mense te eer, God te vrees en die koning, watter koning? Te eer. Koning hier in 'n klein letter. Want God sal hom nie self twee keer in dieselfde skrif aanspreek nie. Watter koning? Hallo? Dankie my broer. Al stem ek nie met hom saam nie. Maar ek moet eer betoon. Ek moet respek betoon. Morney werk, hy sal vir jou baie mooi duidelik vertel. Hy werk in die parlement, hy werk al onder al daai groot koppe met die manne met die wit jasse en die dik brille en goed en dit. En hy sal vir jou een ding baie mooi vertel. As daar nie eer en respek onder mekaar is nie, sal jy nooit nie kan saamwerk nie. En die werk in die polisie mag, hy werk in die, as ek reg is in die hof, in die hoof, in die hooggeregshof ook, nee. Hy hanteer sake. En weet jy wat is vir my 'n paar keer het hy al vir my gesê? Hy het al met manne gesit, dwelmverslaafdes. Jong manne, wat geen toekoms, hulle het hulle toekoms verwoes, hulle het verloor, maar tog dan stel Eddie my iets, dan kom ek agter, hy gee eer aan hulle, hy verkondig ook die Here daar aan hulle, hier agter in die werf, hier in die buitekamertjie, hier woon 'n ou man met die naam van Kingston, ek het vanmôre vir hom gesê, ons gaan een van die daai Engelse dienste hou, ek verwag hy sal die eerste lidmaat wees, wat dit kom bywoon, maar weet jy wat, dat tot hom moet ek eer, die vullisverwyderaars wat in ons strate op en afry met die ou groot trokkende, die ander dag toe staan ons hierso en mense die kant en daai kant en hier staan hierdie man hier agter en hy hang so agter die vragmotor uit en hy probeer die verkeer reguleer van die karre wat moet verbykom want hier is hulle moet 'n groot robot hier op hierdie hoekie sit hier by ons en terwyl almal verbygaan sien hierdie een blaas van motor en daai en beklei met hom en toe ek verbygaan toe wys ek vir hom ek moes 'n bietjie wag en dit het my geduld beproef maar toe ek verbygaan toe waai ek vir hom toe sê ek vir hom baie dankie. Jy sien eerbetoning aan 'n koning wil ons maklik doen. Eerbetoning aan God wil ons maklik doen. Maar ons betoon nie altyd eer aan mekaar nie. Weet jy dat die woord is baie duidelik oor manne, julle moet aan julle vroue eer betoon want hulle is ook die swakker geslag. En dan is daar nog 'n skrif aan dit verbonde wat sê jou gebed word nie verhoor as jy nie aan jou vrou eer betoon nie. Maar ek wil ook vir u sê dat eerbetoning aan enige mens onder hierdie son is 'n Godgegewe voorreg wat ons elke dag van ons lewe het. Vers 70, vers 18 sê diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onverdig te ly. Maar hoor gou wat sê die skrif. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaaf word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Jy sien as ek verkeerd doen en ek kry pak, dan verdien ek dit. Maar as ek reg doen en ek kry dan pak, sê die woord van die Here, verdier dit ook. Verdier dit ook.
Hoeveel keer het jy al jou beste probeer vir iemand? Dan was dit nie goed genoeg nie. Iemand sê dit, en ek wil dit duidelik sê, 'n welbekende figuur sê gister op Facebook, in die geleerdere wat bekend is in ons kerk, en ek wil dit reguit stel. Ek sal tot my kinders leer om met ou mense onbeskof te wees as ou mense met hulle onbeskof is. Ek vertel jou eerlikwaar. Die woord van God sê, seën hulle wat jou vervloek. Bid vir jou vyande. Doen nie aan ander wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Jy kan nie sulke goed doen nie. Broederskap, broederliefde kom by die plek uit. Christus het nie gevloek toe hy gevloek was nie. Christus het nie geslaan toe hy geslaan was nie. Hy het 'n prys kom betaal vir een en elkeen van u en vir my, omdat hy eer aan die mens wou gee, om nie veroordeel te sou word nie, om nie verwoes en vernietig te sou word nie. Dan kom Petrus in vers 21 en hy sê, want hiertoe is julle geroep. Tot wat? Eer aan almal te betoon, die broederskap lief te hê, God te vrees, die owerhede van die land te eer. Hy sê, hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het. Christus het voor die koning gekom. Hy het voor Pilatus gekom. En daar het iets gebeur. Toe hulle van vra, as jy die koning van die Jode, toe sê hy, u het gesê. Hy het hom geen amp opgeneem nie. Hy het hom nie tydens sy verhoor en sy straf een keer self geregverdig nie. Het hy agtergekom dat hy homself nooit verdedig eers nie. Hoekom nie? Want die belangrikheid was, so ver as wat hy kon gaan, moes hy eer betoon het. So ver as wat hy kon gaan, moes hy die wil en die wee van die Here verkondig het. Hy het 'n pad gehad om te stap. Hy het 'n voorreg gehad om in die wil van die Here te kon staan. Ek sê dit vir iemand die ander dag, hy het nooit geskinder van iemand nie. Want wat sê hy? Hy sê vir die ouens daar, hy sê, julle het foute. Hy sê, en ek het baie om vir julle te sê. Hy sê, ek kan baie van julle ook sê. Hy sê, maar ek is hier om die wil van my Vader te doen. Hy het die broederskap geëer. Hy staan by Judas. Hy staan by Judas. Hy weet dat Judas gaan hom verraai. Maar tog bedien hy hom. Tog bedien hy hom. Want dit was vir hom belangrik. En dit was die voorbeeld wat hy ook vir ons nagelaat het. Jy sien, broederskap is nie een of ander teoloog soos 'n idee hoe om mense by mekaar te sit nie. Broederskap is nie een of ander persoon se gedagte om iemand net by mekaar te bring nie. Broederskap is juist daar gestel om die wil en die wee en die volheid van die Here aan mens te verkondig het. Wat beteken broederskap? Broederskap beteken 'n vriendelike betrekking, 'n vriendskaplike betrekking tussen broer of mens met 'n eenderse doel of sienswyse in ooreenstemming met mekaar. Al verskil ons van mekaar, stap ons 'n pad met 'n ooreenstemmende denke, met 'n ooreenstemmende beplanning. Waarmee is kinders van God besig? Wat is ons doel? Is om die evangelie van God te verkondig. Dis ons hoofsending. En tog vind ons dit, dat deur die jare het mense van wie sienings oneer aan mekaar betoon, in oorlog teen mekaar verklaar en in 'n tweestryd met mekaar saamgeleef. En broederskap, sê die woord van die Here, is dit wat in ooreenstemming is. Ons werk, daar's 'n liedjie wat sê, there's one God, one Spirit. Die liedjie sê, bind us together with cords that cannot be broken. Want ons is broers, ons is vriende, wat in ooreenstemming en eenderste selfde doel en van selfde mening is vir dieselfde saak. Kom ons behaal oorwinning vir Here. Wat is dit ook? En hierso kom 'n baie mooi een. Hy sê, dis die vereniging van leuke met 'n godsdienstige doel.
Wat's 'n leek? Is iemand wat nie altyd baie slim is nie. Broederskap is wanneer ons by mekaar kom en ons ag onsself nie hoër as 'n ander een of slimmer as 'n ander een nie, maar ons bely ons afhanklikheid van God en sê eintlik, Here, ons is nederige mense wat 'n behoefte na U het. Ons verag ons nie groter as enige een nie, maar met 'n godsdienstige doel voor oë. Dis nou wanneer dit klomp, as ek dit so kan sê, 'n klomp dom manne by mekaar kom soos hierdie, by mekaar en ons sing en skree op 'n Sondagmôre en op 'n Sondag aand om die Here te verheerlik terwyl 'n ander ou voel, dis nou slapenstyd. Want ons is saam met 'n godsdienstige doel voor oë. Ons is hier om God se naam te verheerlik. En ek praat nou van broederskap, dan gaan dit nie net oor mans nie, hoor. Dit gaan nou oor die dames ook. Want dis deel, ek weet nou nie, die Bybel beskryf dit nou nie uit in vroueskap of, maar kom ek wil vir u sê, dit gaan oor fellowship met mekaar. Verhoudings met mekaar. Broederskap is niks anders as goeie verhoudings met jou medebroer, medesuster, met jou familie, met jou vrou, met jou kinders. As ek en my vrou nie in broederskap is nie, en met ander woorde, as ons nie in 'n gesamentlike eenheid is nie, gaan ons niks bereik nie. As ek nie in 'n gesamentlike eenheid funksioneer nie, gaan ons niks bereik nie. As ek by my tydelike werk, wat ek nou nie meer het nie, maar as in my tydelike werk was en ek het sleg gepraat van my baas, dan verbreek ek die eenheid waaronder ek staan. Ek het baie mense al gekry, hy skel sy baas uit en hy sê sy baas sleg vir alles wat laagbaar is en alles wat gemeen is, terwyl God se woord sê, as een ek 'n kind van God is, dan is ek eintlik daar om die broederskap te volbring. Aan almal, selfs die ou vloeker, selfs die ou harddraande, die kwaai, nors baas saam met wie jy werk, om hom ook te eer. Ek het eendag vir iemand gesê, indien jy in 'n maatskappy sal werk, en jy praat sleg, ek het daai jare op die myn gewerk, ek sê, jy praat sleg van jou mynkaptein, sal die hele seksie dit ervaar. Maak nie saak hoe verkeerd hy is nie. Ek as kind van God moet hom eer, moet hom respekteer. Al sal ek van hom verskil, moet dit in eer geskied. Ek sê altyd so, as ek van u verskil en u van my verskil, is die geheim dat wanneer ons uit mekaar uitgaan, al het ons van mekaar geskil, moet daar vrede wees. Die laat die in, 'n leek beteken ook 'n nie geestelike persoon nie. Het jy al agtergekom, hoe kan dit klomp sondaars by mekaar staan? Mense in die wêreld, gaan kyk maar bietjie. Daai ons by die wêreld wat so lekker vloek en rook en drink, gaan kyk bietjie hoe kan hulle saam staan. Gaan kyk bietjie. Jou familie wat so lekker party, kyk hoe lekker kan hulle saam party. Maar boetie, laat hulle die Here begin dien. En weet jy waaroor gaan dit dan? Hoor mooi vandag. Die duiwel is teenswoordig by elke man en vrou wat God dien. Die oomblik wat ek my hart en my lewe aan die Here gee, sit hy pennetjie oorent en hy soek 'n plekkie om ons te mekaar op te steek. Het jy al agtergekom dat die grootste bekleiere in jou lewe het al plaasgevind binne in die kerk? Met mense in die kerk? In alle gevalle, man, ek nie uitgesonder, u nie uitgesonder nie. Hoekom nie? Hoekom is dit so dat buite kan ons saam staan, maar binne is dit nie? Want broederskap is vandag 'n baie belangrike ding. Vir ons pad vorentoe, vir die kerk van die Here vorentoe, is broederskap een van die mees belangrikste dinge. Hebreërs 13 vers 1 kom Paulus weer en hy sê, die broederliefde moet bly. Vergeet die gasvryheid nie. Nou hier kom nou die lekker. Ek het dit vandag, toe ons daar so lekker saam met Pieter sy verjaardag vier, toe sê ek hierdie woorde verander het ons daar sê, ek sê, wat is dit wat Pinkstermense deur die jare by mekaar gehou het? Dankie Tannie. Eet en drink. Hoor gou wat ek vanaand vir u wil sê. Die nuutste is, kerke maak koffie om mense uit die kerk te kry. Man, ons ken dit vir donkie jare al. Nou sê jy vir iemand, ons gaan koffie maak as ons in die kerk toe kom en ons gaan 'n bietjie koffie saam drink na die diens of dalk nog hier voor die diens 'n koppie koffie
die saal kry en sê hulle, dis nou een van daai kerke, hulle begin nou parties hou voor en na die tyd. Maar al die jare was dit ons gebruik gewees. Al die jare was dit die manier hoe ons broederskap met mekaar gekweek het, want dis waar ons mekaar leer ken het, Bram. Dis hoe ons met mekaar begin deel het. Ek weet natuurlik dat 'n ou moet ook reg ingesteld wees, want dit is nie sommer 'n plek. Jy gaan ook nie nou die gedagte was, en dit jy mooi gaan lees in Petrus, sê jy dit ook mooi agterkom, dat die gedagte van Bybelse gasvryheid is om juis mekaar te leer ken, mekaar te ontmoet en in broederskap mekaar te kan bedien wanneer die een die ander een se ondersteuning nodig het. Iewerster in die Pinkstergeleedere, iewerster in die kerkgeleedere, het ouens die gedagte begin kry, dis net die pastoor wat met siele kan deel, en dis net die pastoor wat vir siele moet bid, en dis net die pastoor wat by iemand moet gaan koffie drink, en dis net die pastoor wat iemand moet nooi, of net die kerkraad. Hoor wat ek vir u sê, as so klein seentjie, kan ek onthou, man, as jy Sondag aand by daai kerk se deur uitstap, was dit die eerste ding wat gesê, waar kry ons mekaar vanaand? Daar was 'n tyd gewees wat ek weet, na Sondag aand diens, dan kom die gemeente, dan besluit 'n klomp ouens sommer in 'n groep en mekaar koop 'n pak slap chips en 'n brood en hulle gaan sit by 'n huis en hulle begin slap chips en brood eet. Weet jy wat doen die hedendaagse kerk? Ons hardloop almal hier uit, spring in ons karre en ons jag huis toe. Want môre werk ons ook. In die ou dae het ons ook gewerk. Inteendeel het ons nog baie keer vroeër opgestaan as vandag. Die Bybel sê, dat ons moet gasvry wees. Tot binne in die kerk. Lede in Christuskerk, Bram, help my uit, julle is wat jare in die kerk kom. Helderberg het hulle kerk gehou so lank dat die mense het in die diens koffie en tee bedien. Daar was 'n huiser wat van die boonste vlak onder toe geloop het. Ek weet nie presies waar, en ek weet waar die gang sit waar hy geloop het en goed. Wat hulle bo koffie en tee goed gemaak het en in die diens mekaar bedien het. Dit was deel van 'n gasvryheidsplan. Pinkster ouens was, jy het 'n maar ouetjie gevat. Bring hom in 'n Pinksterkerk en oor 6 maande het hy rondgelyk. Want dit was broederskap. Vandag wil mense veg en beklei, en hulle wil sê, iemand het die eendag gesê, ja, the less Holy Spirit, the more cookies and tea you need to fill the church. Ek wil vanaand vir u iets vertel. Dit was 'n gebruik, al die jare, vir die kerk, is broederskap. Wat beteken gasvryheid? Om iemand te onthaal, te ontvang. Maar buiten die feit dat ek hom met 'n koppie koffie of dalk 'n koppie tee gaan bedien, moet ek hom ook met die gawes wat God in my lewe vir my gelaat het, bedien. Weet jy wat doen jy as jy oom Chris nooi? Broer, ek bly nou hier in Platte Kloof, daar, jy weet, daai mansion daar teen die berg. Ek bly daar, ek en my vrou gaan hom koop, een van die dae. Kyk nou nors sit hulle hier so, julle soos hulle. En nou bly ek daar. En hierdie klomp ou mense hier by Erneskriel, moenie dink hulle kom sit hulle voete in my huis nie. Pas op dat God nie daai paleis van jou in 'n pondok verander nie. Pas op dat jy nie groter word as die mense en die siele wat God geroep het in jou lewe nie. Want nie een is groter as 'n ander een. Ek sê dit so baie. As ek vandag die tyd gehad het en die vermoë gehad het om elke persoon, elke dag van my lewe so ver as moontlik te kon uitkom, het ek dit gedoen. Maar ek weet ook dat God se plan en God se beplanning vir ons bediening is ook baie keer anders, maar die geheim vanaand is dat Sondag aand soos vanaand is eintlik bedoel om bietjie jou boetie te vat en sê, Boeta, hierdie lockdown het nou sy ma gesien. Hy is nou amper klaar. Kom ek stiek jou vir 'n lekker koppie boeretroos. En ons drink 'n koppie koffie saam. En ek sit bietjie met my broer en ek sit bietjie. Kom ek vertel vir u nog iets. Wat is broederskap?
Broederskap is dat wanneer ons hier langs in die saal by mekaar koffie drink, dan staan ek en Bram nie wat baie bekend is met mekaar, elke Sondag aand met mekaar in kuier, en ek los al die ander, Tannie Mil, ek los vir Tannie Edie, want jy weet ek en Bram praat dieselfde taal, maar ek en Tannie Edie, glad nie. Dis onderskeid tref tussen mense. Broederskap sê, ek hardloop liewerster deur die hele plek en ek gee vir almal hulle en ek gee almal 'n drukkie of ek gee 'n stywe handdruk en ek sê vir hulle, ek is so bly jy was in die huis van die Here. Het sy dat hy 'n kar ry wat hier buite staan as hy klaar is, die volgende ou se kar deur die olie gly as hy uitry. Ek wil vir u vandag sê, God het nie hierdie pragtige plekke vir die mens gegee om gesofistikeerd te belewe en sofistikeerd jou goed te beplan nie. Gasvryheid was 'n manier hoe dit ek eer betoon het. Ook daar, my broer bedien. Hy sê, waan daardeur het sommige sonder om dit te weet, het hulle al engele as gaste geherberg. Ek wonder maar net, hoeveel keer het hier al iemand in die kerk ingestap en uitgestap, sonder dat een persoon na hom verneem het. En moontlik 'n engel van God gewees het. Hoor gou. Jare gelede kom ek en my vrou 'n Sondagmôre van die kerk af. En ons stop by ons huis, en waar ons gestop het, was alles om ons was 'n oop vlakte. Ons was die laaste huis op die hoek. En hier kom 'n vrou in ons erf ingestap en sy sê vir my vrou, ek wil net 'n broodjie hê. En ons het nou net by die huis gekom, die kindertjies moet eet en alles eet, en sy besluit, ek gaan vir hierdie vrou 'n broodjie maak. Op daai stadium, toe gaan dit baie swaar met ons. Ek wil vir u so sê dat, soos iemand het eendag gesê, ons was so arm gewees, dat jy het gewens, jy kan die ouens wat Kentucky Fried Chicken eet, sy vingers kon net afgelek het. Dat het sleg gegaan met ons. En sy stap, sy maak vir hierdie vrou 'n broodjie, en sy gaan gee dit vir haar, op die stoep, en sy sê, vas sit sommer hier, eet die broodjie. En dink sy het nog vir haar koffie of iets gaan maak, ook en dit, ek kan nie onthou, die van gemaak en alles, en terwyl die vrou stap, binne 'n kwessie van 'n minuut, is my vrou in die huis, na sy die koffie van gegee en alles, toe ons uitkom, toe is die vrou weg, en ons het haar nooit weer gesien nie. Nooit weer gesien nie. Lewer gou vir jou 'n bietjie net 'n getuienis. Ons het oral om ons probeer kyk. In al die velde, die vlaktes wat voor ons was, daar was niemand te sien nie. Maar weet jy wat het gebeur? Daarna, toe draai ons hele lewenssituasie om. En God begin ons seën. En ons dinge verander. Waarby het dit gekom? Wat het ons hart begin stel op gasvryheid. Ek het die ander dag vir my vrou gesê, 'n ou kom so in die mag van 'n gewoonte, dat jy naderhand sê, nee, maar nie die nie, nie daai nie, nie dit nie, en dis verkeerd. Ek sal nooit vergeet, toe ons een aand by mense aan huis sit, en ek dink ek is een van die min pastore wat dit vandag werklik waar kan sê, was in die hele gesprek van die mense wat daar gesit het ek die hoenderstellasie van die aand geword. Want op die een been spring 'n Hans Kapokkie, wat hulle met die hand groot gemaak het op, en hy besluit, daar gaan ek slaap. Ek los maar toe die hoendertjie laat hy sit. En om een of ander rede, toe stap sy wille broer daarin. Hoor gou mooi, die een kapokkie, spierwit. Hoor gou mooi. Die ander kapokkie, pikswart. En die vrou hak af, sy sê, dis baie snaaks. Wat soek jy? Hy kom nooit in die huis in nie. En vraggies, hy kom spring op die ander been. En hier sit ek daai aand in huisbesoek doen met 2 kapokkie hoenders op my skoot. Ek moet daarom sê, dit nie gemors nie. Dit het daai siele so aangegryp. In die eerste plek is die ander een was 'n wille kapok hoendertjie wat van buite af ingekom het.
Hy hardloop vir almal weg, maar hy kom sit waar sy maatjie sit. Ek sê altyd, as die hoenders vrede by my kry, kom kry ander nie by my vrede nie. Wat wil ek vir u noem? Die hele gedagte vanaand is dat, wanneer ons besig is met broederskap, dan aanvaar ons, dat almal om my nie dieselfde leef nie. Dan aanvaar ek ook die ouetjie, wat nie lyk soos ek nie, nie ryk soos ek nie, nie praat soos ek nie. En ek betoon in hom liefde. Ek het die ander dag sit ek in Wouter hier so en ek sê vir hom die dinge. Daar's 'n skrif in die woord van die Here wat sê, waar Paulus sê, in vir almal het ek soos almal geword, om in alle gevalle sommige stryd. Ek besef dat die Here seën ons en die Here lig ons uit. Ek het die ander dag toe sê ek vir my vrou, ons moet ook al iewers dat hierdie tyd besef ons moet 'n nuwe kar koop. Toe sê ek vir haar, maar ek like my ou kar want ek kan ry hierdie goed tot hulle wiele afval en alles. Maar daar's een ding wat ek sê, al koop ek 'n nuwe kar, al koop ek hom uit die boks uit. Die hele geheim moet wees, dit moenie my reuk, dit moenie my siening, dit moenie my spraak, dit moenie my uitgangspunte ten opsigte van God se woord, ten opsigte van my broer en my suster verander nie. Ek moet my broederskap ten volle kan uitleef. Pastoor, kom as jy so intens oor hierdie saak. Vir die feit is, die wêreld daar buite het hande soos u en myne nodig. Die wêreld daar buite het nodig dat die kerk weer sal hande vat, kinders van God weer sal hande vat, eer aan mekaar sal betoon, eer aan God sal betoon, eer aan die koning sal betoon. God het my nie geroep om op Facebook die staatspresident te vervloek en te verskree nie. Hy het my geroep om hom te eer. Jy wat nie van hierdie boodskap hou nie, delete jou van die groep. Hallo? Dis harde woorde wat ek nou sê. Hy maak my ook kwaad, hoor. Ek sal nooit vergeet tydens die lockdown, toe sit ek eendag toe sê ek daar, ja, hierdie afgodsdienaars word bedank en alles vir al hulle offers wat hulle gedoen het, maar die kinders van God word nie eens bedank nie. En hier by julle ding op en ek voel ek sal 'n plan maak. Maar dan roep ek die woord van God wat sê, bid vir die konings en die owerhede van die land, sodat dit met jou sal goed gaan. Jy hou dalk nie wat ek hier sê nie. Maar hoor mooi vanaand. Dis onvermydelik dat wit, swart, bruin mense, Indiër mense, Christene oor die wêreld heen, van taal en kultuur wat verskil van taal en kultuur, sal Christene moet begin hande vat om die stelsel van die wêreld in die regte rigting te kom. Hoekom? Want die koms van die Here is voor die deur en kinders van God eer en betoon nie meer eer nie. Dit is nie eens meer gasvry eens mekaar nie. Dis 'n bietjie van 'n kwaai boodskap. Ek is bykans klaar. Ons gaan nou huis toe gaan. Dan kan jy my gaan bespreek daar by die huis. Die Here sê eintlik hier, herstel die broederskap. Herstel die broederskap. Kyk na daai ouetjie om jou. Kyk na die ouetjie wat 'n foutjie het. En sê ek vergewe jou ook vir jou foutjie. Kyk na die ou wat 'n tekortkoming het en sê ek bid vir jou. Kyk na die WP en die Noord-Transvaal ondersteuners en bid genade dat die Here hulle ook tot bekering kan kry. Bid vir hulle. Bid vir die mense wat nie dink soos u dink nie. Bid vir die mense wat besig is om verlore te gaan. 'n Week terug, is ek op pad na troue toe. Reg voor my huis se deur, val 'n man in mekaar en begin stuiptrekkings kry. Die karre in die straat ry verby, die mense loop, hulle gaan staan aan die ander kant van die pad. My vrou sê, hier's iets fout. Ek het 10 minute, dan moet ek aantrek, ek het 'n trou, ek is op pad na troue toe. Toe ek uithardloop, het hierdie man 'n geweldige epileptiese aanval gekry, reg voor ons hek. En ek en my dogter hardloop uit en ons gaan sit by daai man en ons het by hom gesit. Later van tyd kom my vrou, sy sê ek wil nou nie haast, maar jy sal nou moet gaan aantrek.
En my hart ruk in my skoene. Daar stop 'n man. Hy klim so uit, hy sê, ag nee, ek ken hom nie, klim in sy kar en hy ry verder. Doesn't matter who he is. Toe ons op die toneel staan en uiteindelik hy begin rustig geraak en alles en hy was bykans meer as 2 ure in 'n koma op my sypaadjie voor my deur. Wil ek vir die sê toe die verkeer en almal uiteindelik daar opdaag. Toe hoor ek iemand het sy dogter se nommer in die hande gekry en ek sê die woorde, gee haar nommer vir my. En toe ons die aand by die huis kom, toe bel ek hulle. Weet jy wat sê die man van my aan die ander kant? Hy sê, so we don't know who you are. Hy sê, but what you did for our father, may God bless you. 'n nederige, verwaarloosde ou siel, wat in die strate van Parow bedel. Weet jy wat was die hartseer? Is dat mense het hom net so gelos. Tyd het aangebreek dat oor grense heen broederskap herstel sal word. Broederskap moet nie net in die kerk herstel nie, maar broederskap moet ook in ons strate herstel. By ons werke, in ons winkelsentrums. Kyk maar na die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Hy het nie omgegee wie hy help nie. Hy het gehelp omdat hy moes help. Hy het gehelp omdat hy geweet het wat belangrik is. Ek wil vandag afsluit met hierdie woorde. As broederskap nie opreg is nie, misluk die kind van God in sy wandel op aarde. As daar nie ware broederskap in ons hart en ons gees is nie, misluk ons bediening op hierdie aarde. As ek nie ruimte het vir elke een om my nie, as ek nie eer kan betoon aan elke mens om my, soos wat ek ook aan God eer betoon nie, dan misluk my broederskap en my wandel op aarde. Kom ons bewys broederliefde, sodat ons liefde vir God duidelik sigbaar sal word vir die wêreld daar buite. Kom ons gryp die Here vas, soos nooit vantevore nie. Kom ons begin van hierdie oomblik af om te sê, Here, môre by my werk, gaan beoefen dit by u werk. Die man wat jou al die kwaadste gemaak het, gaan gee hom 'n bietjie eer. Daar by die ouer huis is daar iemand is wat jou kwaad maak om Chris, gaan gee hom net so 'n bietjie eer. Gaan vertel hom net so 'n bietjie iets goeds van homself. Sê, weet jy wat? Jy's dan maar kosbaar. Moontlik vind ek hom nie so wonderlik ten opsigte van baie goed nie, maar in God se oë is hy in elk geval kosbaar. Sê 'n bietjie vir jou kinders, vir jou familie. Hulle is ook waardevol in God se oë. Ons het families wat nie die Here dien nie. Ek vermy onnodige konflik. Maar daar's een ding wat ek weet ek doen. Ek en my vrou sal praat oor omstandighede, maar ons betoon eer aan hulle. Want hulle is ook kinders van die Here. Op 'n of ander manier gaan God in hulle harte werk. Stoute seuns kom ook tot bekering. Kyk na die ou wat voor jou staan. Sluwe jakkalse, moordenaars, kom ook tot bekering. Moontlik is u net die sleutel van eerbetoning aan iemand wat sy hele lewe omdraai. Wat sy hele lewe verander. En ons bepaal 'n nuwe rigting. Weet jy waardeur kom dit? Deur Jesus. As 'n liedjie wat sê, thank you Lord for sending Jesus. Thank you Jesus that you came. En hierdie is vanaand vir ons belangrik wanneer ons nou gaan afsluit. En u hierdie lied sing, dink daaraan. Dit was Jesus wat u en my hoopvolle toekoms gegee het. Dit was Jesus wat ons lewe vir ons verander. Daar is 'n hemel, daar is 'n hel. Dis 'n werklikheid. Moontlik voel u vanaand, Here, ek het misluk iewers op my pad. Ek het vir u 'n boodskap. Jy kan dit verander. Jy kan nie uitstap. Jy kan dit gaan verander. Jy kan môre jou lewe in 'n nuwe rigting stuur deur eer te betoon aan iemand by jou. Thank you Lord for sending Jesus. Precious.